Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Nommer 7 Media Produksie. Welkom by die John Deere Afrika potgooi reeks. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. As die kommersiële bestuurder vir Bayer SA se afdeling vir gewaswetenskap, is Kobus Steenekamp en sy span verbind daartoe om vernuwende oplossings te bied wat boere se oespotensiaal verhoog. Dit behels die beskerming van gewasse teen vernietigende siektes en peste. Met produkte wat wissel van hoë aangedrewe saad tot vindingryke biologiese en chemiese gewasbeskerming, lewer Bayer, wat onlangs ook die Amerikaanse biotechnologiese maatskappy Monsanto oorgekoop het, inderdaad wetenskap vir 'n beter lewe. Lekker leer en lekker luister. Kobus, vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Waar het jy groot geword? Jou familie, waar is jy heiliglik? En hoe het jy in hierdie bedryf deurmekaar geraak? Of hoe het jy in hierdie bedryf betrokke geraak? Ek is Kobus Steenekamp, ek is die kommersiële bestuurder vir Bayer Suid-Afrika, spesifiek op die gewaswetenskap divisie. In Engels staan dit beter bekend as crop science. Ek is gebore in Brits en daar ook gematrikuleer. In Brits in daardie jare was 'n baie goeie groente area. En baie hoeveelheid groente is daar geproduseer. Daar was daai jare ook nog tabak gewees. En vandag weet ons tabak word nie meer so baie verbou in die Britse area nie. Nou op daardie stadium het ek nog nie gedink ek gaan in die landbou betrokke raak nie. En dit ek na Hoërskool Brits toe. Daar is natuurlik 'n baie goeie landbouskool in die omgewing ook met die naam Wagbos. Ek is toe na die normale skool in die dorp toe. Miskien weens logistieke redes was dit makliker daardie tyd om in die dorpsskool te gaan. Van daar het ek universiteit toe gegaan. Nou natuurlik volgens my is daar altyd 'n strydery. Volgens my is Pretoria Universiteit een van die beste universiteite. Ek dink daai tyd was die groot onderskeid. As jy geweet het jy gaan boer, het jy waarskynlik na Vrystaat Universiteit toe gegaan. As jy meer akademiese rigting sou volg, met ander woorde as jy nie van 'n plaas af sou kom nie en waarskynlik tot diens van die boer sou wees in die toekoms, het jy na Universiteit van Pretoria gegaan waar baie meer fokus was op die wetenskapgedeelte en minder waarskynlik op die praktiese gedeelte, tensy nou later gaan spesialiseer, soos wat ek dan ook gedoen het. So in die beginjare BC Agric, honeurs gedoen, veekunde, weidingkunde, en ek het ook seker gesien dat weidingkunde nie so interessant is soos byvoorbeeld onkruidwetenskap nie en graangewasse as geheel. En ek het toe later MSc in onkruidwetenskap gedoen. Vandag is my promotor, professor Reinhardt, is verbonde aan die Universiteit van Noordwes. En natuurlik sal ek altyd 'n goeie band hê met die Universiteit van Noordwes, want dit is waar ek later jare ook 'n MBA gedoen het. Nou, as jy in 'n wetenskaprigting studeer, enige BSc tipe rigting, dan is daar altyd 'n groot komponent wat ontbreek daar. En dit is natuurlik die kommersiële aspek of die besigheidsaspek. En as mense my vandag vra, dan moedig ek hulle aan om die wetenskaplike rigting te gaan studeer, maar so vinnig as moontlik wat jou fondse jou toelaat of die beskikbaarheid van beurse, oorweeg 'n besigheidskwalifikasie ook. Ek dink almal is nie gemaak om boekhouers te word nie, maar daar is seker komponente wat jy nodig gaan hê, finansiële rekende, bemarkingsbestuur en so aan. Ek het toe aangesluit by Bayer.
Daai tyd is nou my 24ste jaar by die maatskappy, maar die eerste 3 jaar was by Bayer gewees, Bayer Suid-Afrika. Toe het ek 'n breek gevat en is ek na Monsanto toe vir min of meer 19 jaar. En die groot aantrekkingskrag na Monsanto toe was op daai stadium die spoed waarteen hulle beweeg het, vinnig innoverende maatskappy, en dit was ook die beginjare van die vestiging van biotehnologie. Natuurlik weet ons vandag, biotehnologie is krities vir ons boere, dit het hulle produktiwiteit baie opgestoot. So 2-3 jaar terug het die onmoontlike natuurlik gebeur, en as deel van konsolidasie het Bayer besluit om Monsanto oor te neem, en is ek nou weer so min of meer so 2 jaar terug by Bayer, en baie trots om deel te wees van hierdie pragtige maatskappy, wat natuurlik die mees innoverende maatskappy ook is, volgens my. So jy het natuurlik, kom ons praat net vinnig daaroor, die net terloops, die MBA, was dit onder Tommy Du Plessis gewees? Hy het eers 'n bietjie later jare. Het hy later, want ek het dink hy is ook nou al afgetree ook, Prof Tommy. Maar wat nou interessant is, Monsanto is natuurlik vir die ouens wat jy weet nie, dis die Yanks. En Bayer natuurlik, ek dink meeste mense weet Bayer is Duits, en is snaaks genoeg, ek het 1 jaar ek en my vrou nog toe ons net oor see was, toe ons die goedkoopste hotel wat ons kon kry was soos 1 halfuur met 'n trein uit Cologne uit, en ek onthou altyd die Bayer fabriek ding wat ek, en toe sê die ouens my, dit is die myn kantore, nee, is net so suid van Cologne in Duitsland, of is dit nie? Ja, so ek weet, vandag is dit in Leverkusen, dis waar van die hoofkantoor is, maar jy moet nou onthou, Bayer beskik oor verskeie divisies. Want sê, dis nie net een campus. Ja, so die crop science is waarskynlik in een area, en dan farmaseuties en verbruikersgesondheid is weer in 'n ander area. En uiteindelik het jy dan een oorhoofse sogenaamde hoofkantoor waar dinge bymekaar kom. En dis nou, waar is dit? In Leverkusen in Duitsland, ja. Waar is dit? Ja, ek was nog nie self daar gewees nie. Ons behoort seker in die volgende tye na COVID-19 behoort ons 'n draai daar te kan maak. Maar met die samekoms is daar ook besluit dat Amerika, met hulle so geweldige belangrike deel van die besigheid nou bydra, is daar ook dan 'n baie sterk fokus nog steeds op die saadbesigheid en die biotehnologie in Amerika, spesifiek in St. Louis, waar dan die meeste van die maatskappy se navorsing dan ook vandag nog gedoen word, en waar baie van hierdie baanbrekerswerk dan baie jare terug ook gedoen is. Bayer beskik oor hul eie professionele sokkerklub, naamlik Bayer 04 Leverkusen voetbal. Daar is 'n mondvol. Die klub neem deel aan die Bundesliga, die vernaamste kompetisie in Duitsland, en hulle speel hulle tuiswedstryde in die Bayer Arena. Die klub is in 1904 gestig deur werknemers van die Duitse farmaseutiese maatskappy Bayer AG, wie se hoofkantoor in Leverkusen is, en vandaar die naam van die span. Bayer het in 1979 die eerste keer aan die Bundesliga deelgeneem, en hoewel hulle nog nooit die kompetisie kon wen nie, het die klub reeds 5 keer tweede geëindig. Kom ons praat so vinnig 'n bietjie oor en net terloops, ons gaan net 'n tree terug, maar jy's nou in Heidelberg. Hoe het jy daar? Wat's in Heidelberg? Ek bedoel in Brits natuurlik, wat ek ook wil aanraak. Hoe kom die ouens byvoorbeeld nou ophou tabak plant in Brits? Ja, ek dink miskien as ons begin by hoekom woon ek in Heidelberg, en ek is getroud met 'n wonderlike vrou en ons het 4 kinders. En op 'n stadium toe ek bevordering gekry het by Monsanto, moes ons nader na ons Gautengse kantoor toe gekom het. Op daardie stadium het ons in Potchefstroom gewoon, en ons wou nie na die stad toe beweeg het nie, en Heidelberg was 'n baie goeie tussenin plek gewees. En die tweede rede wat dit versterk het is my vrou het 'n identiese tweelingsussie, en dit het bygedra tot ons stabiliteit, omdat ons baie reis, was dit nou baie goeie netwerk om te hê met 'n sussie daar. Beide gesinne het 3 en 4 kinders, so die kinders geniet mekaar, en hulle kon saam met mekaar tyd spandeer in tye wat ek moes reis. Ook het ons baie funksies bygewoon, so baie Vrydag-aande en Saterdag-aande was ons uithuisigheid, en dan was dit baie gerieflik en gemaklik om weet die kinders is by 'n veilige plek. Nou vandag 2 van my kinders reeds natuurlik by Pretoria Universiteit, en omdat ek so groot voorstander is van landbou in Suid-Afrika en die belangrike rol wat landbou speel,
toe die dag toe my kinders na my toe kom en sê hulle wil uiteindelik 'n BSc of 'n BSc Agriek rigting gaan studeer, het ek dit ondersteun, want uiteindelik moet jy doen waarvan jy hou. Die oudste seun is nou 4de jaar student BSc Agriek plantproduksie en grondkunde, en natuurlik die eerste seun of die tweede seun dan is nou eerste jaar in 'n BSc rigting wat meer in die rigting van ekologie gaan. Die ongelukkigheid natuurlik is ek dink hulle was 2 maande op kampus en toe word die inperkingsmaatreëls daar gestel, en dit lyk selfs vir die tweede semester of hulle nie gaan klas toe gaan nie. So, as mens nou gaan terugdink, kon hulle amper by Unisa ingeskryf het vir hierdie jaar, want alles is afstand onderrig. Miskien net 'n kompliment in hierdie tyd is hoe die universiteite dit hanteer. Ek dink die kinders geniet dit nog steeds, en hulle kry hulle volle waarde vir hulle geld met die opleiding, en die praktiese komponente is oorgeskakel na aanlyn komponente, en ek dink dit dra nog steeds baie goeie waarde. Ek weet nie hoe jou laaitie die eerste jaar se persoonlikheid is nie, maar ek weet ek sou my pa baie geld gespaar het as ek in COVID nou van die huis af moes leer, want want daar het nie baie leerplaas gevind andersins. Ja, so ek dink jy leer nou natuurlik minder, maar ek dink die groot dilemma is dat jy nie nou kan verlief raak nie, want jy kan ook nou die meisie, jy kan nie 'n vreemde meisie gaan soen nie. So dit het maar sy negatiewe tragedie daai. En ek dink dit sluit aan by hoekom dan nie meer in Brits tabak verbou word nie, is natuurlik nou die konnektasie van tabak het ook te doen met jou lippe, is natuurlik die kloorwater in die Hartbeespoortdam het later jare problematies geraak, en dit is vreemd dat jy bekommerd is vir kloor, maar jy is bereid om die nikotien in te asem. Maar ja, so later jare het dit nie meer ekonomies lewensvatbaar gewees nie, en daar's vandag nog heelwat groente daar, maar ongelukkig, net soos wat ontwikkeling plaasvind, het daar 'n mynboukomponent ingetree, baie platinum en dan ook graniet wat ontgin word in Brits. Dit bring natuurlik sekere voordele, maar ook sekere nadele vir die omgewing, en veral in die bedryf wat ons is, die beskikbare grond word minder. En ongelukkig vandag, as jy kyk waar die lughawe oor Tambo gevestig is, en waar die mynuitbreidings vandag plaasvind in die ooste van die land, is ongelukkig op die mees produktiewe grond. So ons verloor baie goeie grond, hoër reënvalareas, ten koste van ontwikkeling, en dit is weer eens een van die dilemma's. Ons wil vooruitgaan, ons wil meer elektrisiteit hê, en ons wil 'n sekere lewenstyl handhaaf. Maar dit skep dan so ek wou sê, baie jare gelede, toe die ouens moes besluit waar om die lughawe te bou, is dit oor tegnologie dat die ouens vandag weet daai is belangrike landbougrond, of weet of ek sê 50 of 60 jaar gelede het hulle nie besef dis belangrike landbougrond nie. Wat sê rede? Ek wil half my eie vraag antwoord sê ek wil hoop dat hulle nie geweet het dit is belangrike landbougrond nie. Waarskynlik is dit dat nie geweet het nie. Landbougrond was ook volop gewees, en natuurlik het niemand voorsien dat ons op pad is na 10 miljard mense nie. Ek dink daai bevolkingsontploffing het natuurlik nou ander daai wêreld vraag na kos, nee, so dit het ons nooit geantisipeer. Ja, dis baie interessant. So kom ons jy weet, so om terug te kom na Monsanto in Beier, so jy sit met Duitsers, jy sit met Amerikaners. Vertel ons 'n bietjie dan, kom ons fokus 'n bietjie op die besigheid. Hoe daai kultuur, is daar 'n kultuurclash gewees, of is dit, ek wil sê, is dit die beste van beide wêrelde? Hoe ervaar julle daai samesmelting? Ja, ek dink normaalweg as 'n Europese maatskappy met Europese maatskappy saamspel, dan gaan dit waarskynlik makliker, en as Amerikaanse maatskappy met Amerikaans, dan gaan dit ook makliker. Maar ek dink in hierdie geval bring dit die beste van twee wêrelde bymekaar. Monsanto, baie innoverende maatskappy, baie vinnige besluitneming, en het die besluit so on the go, het hulle dit aangepas waar nodig is. Teenoorgestel daarmee was Beier waarskynlik meer prosesgedrewe, en het deur verskillende fases gegaan, en het dan tyd geneem om al die besluite goed deur te dink. Ek dink wat nou gebeur is, kom die twee maatskappye saam, 'n maatskappy wat vinnig beweeg, 'n maatskappy wat baie prosesgedrewe is, en ek dink die roete wat ons nou stap, is dat ons uiteindelik op pad is om 'n uitstekende kultuur te vestig van 'n maatskappy wat innoverend is, en dan weet dat ons gefokusde benadering gaan volg, want ek dink dit is een van die belangrike punte in so 'n samekoms van 'n maatskappy, is dat jy
jy kan nie die wêreld vol oor wees nie, of jy kan nie met alle produkte of alle gewasse mee besig wees nie. En ek dink hierdie van 'n Bayer-kant af kom daar 'n baie sterk fokus, die tradisionele Bayer, 'n baie sterk fokus om te sê kom ons gaan in hierdie rigting en kombineer dit dan met die res So dis die fokus, ons fokus daar en dan bring ons die spoed daarna. Ja, want ek dink uiteindelik die sukses vir die toekoms is dat mens en dit is ons hele proses van digitalisering is om besluite te kan bespoedig. Ek dink ongelukkig een van die uitdagings in Suid-Afrika byvoorbeeld is die regulatoriese stelsel. Jy verloor 10-12 jaar van die patentleeftyd as gevolg van die totale proses wat jy moet deurgaan. En ek dink hoe vinnig ons nuwe produkte kan bring, dit kan 'n gewasbeskermingsproduk wees of 'n mieliebuster. Hoe vinniger jy daai produk kan bring, hoe vinniger gaan jy die produsent help om daai uitset, of dit 'n ton graan per hektaar is of die hoeveelheid tonne lemoene per hektaar en die gekoppelde kwaliteit daaraan. Hoe vinniger ons daai proses gaan druk, hoe vinniger gaan ons bydra om hierdie vraag na meer voedsel byvoorbeeld op te los op 'n ewig kleiner wordende area. So ek wil net weer vinnig aanraak en dan wil ek 'n bietjie dieper delf in juis nou die tipe gewas, waar is julle fokus, waar sien julle dit, hoe lyk julle produk ontwikkeling, wat is daar, wat kom? Nou het ons Duitse kultuur, so jy het nou gesê prosesgedrewe gefokus, Amerikaners beweeg vinnig en dan clash dit nou met Suid-Afrikaanse kultuur. Hoe neig Suid-Afrikaners na beide toe? Hoe jy weet tipiese, ek wil sê tipiese Suid-Afrikaner, tipiese Afrikaner in hierdie omgewing. Hoe ervaar julle dit of is ons nou maar net so ek sê 'n bietjie van beide of is dit 'n derde komponent? Ek dink dis 'n kombinasie. So ons het nou ons weet nou dit was maar die korrelkoppe wat uit Europa uit na Suid-Afrika toe gekom het waarskynlik om mee te begin. So ek dink ons het daardie komponent, maar dan het ons natuurlik 'n wyeer diverse komponent waar ons ekwiteitswerkgewer is vir verskeie mense in Suid-Afrika en ons probeer so divers as moontlik wees. So ek dink in daai hele pot bring ons verskillende kulture bymekaar, mense van verskillende ouderdomme en uit verskillende agtergronde. En ek dink dit is wat ons gaan dryf vorentoe waar jy ons met 'n unieke kultuur vestig vir ons besigheid in Afrika en natuurlik baie akkommoderend en ek dink 'n groot deel van hierdie kultuur is natuurlik gebaseer op respek. Ons kan van mekaar verskil, maar dit is mos uiteindelik hoe jy van mekaar verskil. En ek dink die lekker ding van 'n koöperatiewe maatskappy is kollektiewe besluitneming. En wanneer jy 'n entrepreneur is as voorbeeld, moet jy die besluit neem en jy gaan die gevolge dra as dit 'n verkeerde besluit was. In die koöperatiewe omgewing is daar baie vangnette en word besluite dan saam geneem, alles word gedebatteer en ons kom dan tot die regte besluit. Die kuns is natuurlik om daai proses dan ook te verkort. Jy kan nie vir maande en jare oor iets praat nie. Ja, jy praat en ek dink dat baie koöperatiewe omgewings is skuldig daar, nee, is net gepraatry en niemand doen niks nie. Ja, want dit sluit uiteindelik aan, miskien kan ons 'n bietjie praat oor ons visie. Ja, want ek dink my volgende vraag nou, wil weet hoe sien julle dinge nou met hierdie nuwe masjien? Ja, want ek dink dit is baie belangrik want jy kan 'n visie hê en missie en alles en dan vergeet jy om dit te implementeer want dit is gewoonlik waar dinge baie keer skeefloop. Of jy kan 'n baie mooi raadsaal visie hê, maar jy het nie die toolbox of die hulpmiddels om dit tot uiting te bring nie. En natuurlik in die geval van Bayer nou wat verskeie divisies het, die verbruikersgesondheid met produkte soos Berocca en Rennies, en natuurlik farmaseuties waar ons fokus op produkte vir onkologie en vrouegesondheid en natuurlik die gewaswetenskappe of die crop science gedeelte waar ons fokus op landbou en dan ander verwante pla soos rotte ensovoorts. Ek dink ons het die voordeel dat ons al hierdie kan saambring en vroeër vanjaar het Bayer dan ook hulle nuwe visie bekendgestel. In Engels klink dit baie goed, Health for All, Hunger for None. So gesondheid vir almal en geen honger. So ek dink dit is 'n baie kragtige visie en dit sluit ook aan by die Verenigde Nasies
volhoubaarheidsdoelwitte vir 2030 waar ons dan baie sterk daarop gaan fokus. Met ander woorde, ons moet gaan verseker met al ons agtergrond binne die maatskappy dat ons alles in ons vermoë doen om seker te maak dat daar nie honger mense is in die wêreld nie, maar ons moet ook gaan kyk dat ons die mense se gesondheid gaan bevorder. Ons het net nog gepraat vroeër verwys na daar's waarskynlik 10 miljard mense op pad en ongelukkig gaan 2,5 miljard van daai mense in Afrika wees teen 2050. So daar's 'n geweldige groot verantwoordelikheid op maatskappye soos Bayer en ek dink ons is ook groot genoeg om te erken dat dit nie Bayer gaan wees nie. Daar's verskeie ander rolspelers wat ook 'n belangrike bydrae gaan lewer in hierdie hele proses. Die Verenigde Nasies se volhoubare ontwikkelingsdoelwitte is 'n bloudruk vir die daarstelling van 'n beter en meer volhoubare lewe vir almal. Dit spreek al die globale uitdagings wat ons in die gesig staar aan, insluitende dinge soos armoede, ongelykheid, klimaatsverandering, vrede en geregtigheid. Daar is 'n totaal van 17 doelwitte wat onder andere insluit geen hongersnood en goeie gesondheid. En die doelwitte is almal onderling verbind. Ten einde te verseker dat al die doelwitte bereik word, is die spertyd gestel vir die jaar 2030. Nou ons wil gaan kyk hoe kan ons landbou gaan omvorm tot voordeel van ons produsent, dit kan 'n boer wees van enige gewas of enige veevertakking, maar ons wil ook gaan kyk hoe gaan ons die gebruikers bevoordeel en natuurlik die planeet. So alles wat ons doen, moet ons daardie aspekte in gedagte hou. Natuurlik moet ons dit nou gaan kyk hoe gaan ons dit doen. En dis wat ek net ook gesê, jy moet daai beginsel sê van hoe jy dit uiteindelik gaan doen, daai toolbox wat jy gaan hê. En daar's basies 3 fokusareas vir ons. Ons wil natuurlik gaan kyk dat ons wêreldklas innovasie na vore gaan bring. Ons wil gaan kyk dat ons die hele proses van digitalisering gaan lei. Ons wil die voorloper wees daarso. En dan natuurlik wil Bayer en ons as maatskappy wil nuwe standaarde gaan stel vir volhoubaarheid. Ek dink ons as 'n maatskappy het 'n baie groot verantwoordelikheid daarso en so ook elke produsent in Suid-Afrika het 'n belangrike rol om te speel wat betref volhoubaarheid. So kom ons praat 'n bietjie oor julle produkte of kom ons praat gewasse. Soos waar is ek so groot aanhanger van die 80-20 principle. So ek wil sê waar is die gros van julle besigheid? Waar wil ek wil sê waar so ander woorde waar is daai 20% wat 80% dryf? Wat is die tipe gewasse? Hoe lyk daai produkte? En dan natuurlik ook ek wil 'n ander vraag is waar is best practice? Soos altyd waar is die mark in die wêreld wat julle ouens nou jy weet mense regop sit en sê yes hierdie ouens wat hulle daar doen is slim, ons kan dit hier kom implementeer. So ja, hoe lyk wat se gewasse fokus julle op? Wat is julle grootste mark daar en hoe lyk daai produkte wat julle eigenlijk daar skep? Ja, soos ek vroeër genoem het, mens moet fokus. Jy kan nie jou navorsingsbegroting gaan te wyd deel nie en jy sal sien een maatskappy fokus hier en die volgende maatskappy fokus dan in 'n ander gebied en in party gevalle is daar oorvleeling. Nou op 'n saadkant en dis die gedeeltes wat van die Monsanto kant af kom is natuurlik die baie sterk mieliepakket onder die handelsmerkte Kelp. Daarmee saam nog 'n saad besigheid is ons Seminus groentesaad besigheid waar daar baie sterk gefokus word op byvoorbeeld tomaties en eie. So in daardie gebiede fokus ons op die saad spesifiek wat ons genetika aan die boere bemark om uiteindelik 'n sekere opbrengspotensiaal te realiseer. Nou verder aan dit gekoppel aan byvoorbeeld sojas en katoen en mielies het ons natuurlik die biotechnologie eienskappe waar ons ingeboude insekverdraagsaamheid of onkruiddode verdraagsaamheid het. Met ander woorde, jy kan vandag onkruiddode soos Roundup kan jy bo die gewas spuit en al die onkruide gaan dood, maar die plant groei onverstoord voort. So dit is van die voorbeelde van biotechnologie wat reeds kom vanaf die vroeë laat 90s vroeë 2000. So baie lang gebruik reeds in Suid-Afrika. Maar met die samekoms van die 2 groot maatskappye het ons ook nou produkreekse op ander gewasse so sitrus en druiwe. Dit is natuurlik vir Suid-Afrika baie belangrike uitvoergewasse en opbrengs is daar baie belangrik en maar ook die kwaliteit van produkte wat jy uiteindelik
gaan produseer. So dis nou meer van die meerjarige gewasse, maar dan ook ander eenjarige gewasse soos koring. Dis 'n baie belangrike gewas binne Suid-Afrika en ook 'n fokus vir ons, sojabone en natuurlik dan aartappels, wat vir ons dan ook baie belangrik is, en daarso werk ons navorsingsspanne om te kyk hoe kan ons opbrengs verhoog, maar ook die kwaliteit van die bemarkbare aartappels verhoog. So uiteindelik moet jy ook gaan kyk dat jy dit help nie jy produseer net 50 of 60 ton aartappels nie, maar dit gaan oor dit wat uiteindelik bemarkbaar is. So redelike fokus wat ons het op hierdie gewasareas. Daar is ongelukkig ander gewasse wat net so op die rand staan en waar ons ook van tyd tot tyd sal fokus. Maar is ook belangrik, ek dink mense moet besef dat daar tendense is wat verander. Ons sien dat katoenhektare toeneem, die neethektare neem toe, beide makadamia en pekanneute. Maar is dit ook die droogte wat dit dryf? Want ek weet katoen is maar primêr die droogte, nê? So katoen is 'n interessante gewas, was baie groot hektare in die vroeë jare, later jare tot onder 10.000 hektaar gekrimp, en dit is nou tans weer besig om te groei. En groot rede vir hierdie groei is prysstabiliteit en natuurlik dat dit 'n baie goeie wisselbou gewas is in die westelike produksiegebiede van Suid-Afrika, waar sojabone nie noodwendig altyd pas nie. Definieer net westelik, wat beteken, waar begin dit en eindig dit? Ja, so ek dink jy kan basies die N1 vat van die noorde na die suide toe en sê alles wat wes is van die N1, wat links is van die N1 is sê maar die westelike gebied en oos is dan regs van die N1 en die groot verskille daarso is maar in terme van reënval. Hoe verder wes jy gaan, hoe laer is die reënval en as jy meer oos gaan, is die reënval hoër. En dan is daar gewas diferensiasie ook. En hoe vergelyk as jy nou markandeel, produksie gewys, jy het nou interessant jy sê die katoenplase is nou gekrimp tot 10.000 hektaar. Hoe vergelyk daai, as jy nou praat van aardappels, weet jou groente versus graan, byvoorbeeld, wat is daai, hoe groot is groente? En dan binne in groente, wat is die grootste groente wat geproduseer word? Ja, ek dink binne, as jy nou daarmee begin, binne groente is dit waarskynlik aardappels en tomaties wat die twee groot groentes is. Ek dink mens moet gaan kyk in terme van histories ook, wat is die meeste geplant in Suid-Afrika. En ons weet Suid-Afrika, ons plant min of meer so 2,4 tot 2,6 miljoen hektaar mielies. So dit sal altyd die grootste gewas in terme van hektare wees. Sê maar gevolg deur sonneblom en sojas en koring is ook deel daarvan, veral in die winterproduserende gebiede. En dit verander 100.000 hektaar op of af elke jaar afhangende van prys en reën dit betyds of nie. Wat die ander hektare is waarskynlik meer vas. Natuurlik die hektare wat die mees stabiele bly, want jy gaan nie elke jaar jou neutbome vervang of dit uithaal in 'n ander gewasplant nie. So sitrus, neute, druiwe, dit lyk of daar 'n groeiende tendens is wat positief is, want die meeste van die produkte wat geoes word daarso gaan natuurlik vir uitvoere na onder andere Europa toe. So dit is baie belangrik vir buitelandse valuta ook vir die boer en in tye van krisisse soos wat die rand so verswak het, is dit natuurlik 'n goeie inkomstebron vir ons Suid-Afrikaanse boere, ja. Watse gewas sou jy persoonlik baie van? Wat interesseer jou of staan uit onder? Ja, ek dink dit sal altyd maar die eerste gewas wees waar jy mee gewerk het en dit is mielies. Ek dink dit is 'n pragtige gewas as hy groei, maar dan raak ook mos my geelerig na die einde toe en dan is dit weer baie lekker as dit by die oesdag kom en jy sien hoe die geel of die witpitte in die stroper se bak val. So ek dink dit is baie lekker. As jy praat van meer kleurvolle gewasse is natuurlik die groentereeks. Daar het jy van enige kleur het jy basies teenwoordigheid daarso. Jy praat van stabiliteit ook is waar die manne wat onder besproeiing ook is, nee, dis 'n interessante deel. Is daai waar jy het nou gesê hoe verder suid gaan, hoe minder reënval, besproeiing versus reënval, wat weer eens is daar groot verskille, ek wil sê is dit so
obvious dat nee, weet die ou wat besproeiing is fyn, of is daar daadwerklike verskille wat in uitdagings en geleenthede waarmee hulle moet? Ja, nee, definitief, ja, so net gesê, dit word droër na die weste gedeelte toe, maar dan kom jy nou op hierdie Noord-Kaapse besproeiingsareas af wat jy 2 gewasse per jaar kan produseer, sê maar koring in die winter en dan mielies in die somer. So daardie boere het meer stabiliteit, want hulle kan die spulpunt aan en afskakel en dan reën simuleer. Maar natuurlik het hulle weer ander uitdagings, hoë kragpryse, dit trok al meer, en dan wat ook onlangs in die nuus was, die verhandelbaarheid van waterregte. So ek dink dit word 'n groot probleem, maar ek dink in die toekoms gaan ons sien dat daar waarskynlik meer permanente gewasse gevestig gaan word daar. Ons het net gepraat van die neute, ons weet in sekere deel van die Noord-Kaap is die hektare van mielies heelwat af. Byvoorbeeld in die Vallaardsbesproeiingsskema waar lucern en neetbome gevestig is. Natuurlik moet 'n boer gaan kyk wat gee hom die hoogste opbrengs inkomste rand per liter water. En mielies, omdat omdat ons uitgelewer is aan internasionale graanpryse, ons word af en toe gehelp deur die wisselkoers. Maar as ons oorproduksie het, dan neem die prys van die graan af. En dit bring sekere finansiële terugslag vir die produsent as die prys dan te laag gaan. So die voordeel en dit wat dink ons gaan sien in die toekoms in sekere gebiede in die Noord-Kaap is dat hulle waarskynlik meer uitvoergewasse gaan produseer, want uiteindelik kan dit wees dat ons mielies goedkoper invoer van Suid-Amerika of van Noord-Amerika, en is dit beter vir ons om ons water beter te benut om dan eerder buitelandse valuta daarmee te verdien. So daai sluit nou baie mooi aan in my volgende vraag. Jy weet, wat is die behoeftes daar buite van die boer? Jy weet wat ek weet my een gedagte, dit wat jy nou net gesê het, is goeie, jy weet dit is ek wil sê dis nie goeie nuus vir die nie besproeiingsboere as jy dink ouens begin invoer nie. Maar nou die vraag is ook hoe pas so ou aan? Jy weet, maar ja, kos kyk 'n bietjie, ons fokus 'n bietjie op die boer self. Wat is die behoeftes en tendense en dan wat is van die grootste uitdagings daar buite op die oomblik? Ja. So ek dink dit is baie belangrik en ek dink en dit is altyd lekker as jy in die buitelug kan wees en jy kan in die trekker ry en jy kan grondvoorbereiding doen en jy kan plant en jy altyd buitekant wees, maar dit is een faset van die boerdery en ek dink dis nie noodwendig die deel wat jou die mees suksesvolle gaan maak nie. So uiteindelik gaan jy 'n balans moet kry, want daar's hele paar behoeftes en tendense wat aan die verander is. As ons net gaan kyk na die geval van insette byvoorbeeld in die area waar ons dan betrokke is, as voorbeeld, outomatisering vind plaas van trekkers en toerusting. Al hoe meer rommeltuie of drones word gebruik om te help met besluitneming. Ons sien ook nou as gevolg van die konsolidasie van die insetverskaffers soos Bayer en Monsanto en 'n paar ander, dat ons meer beweeg na diensgebaseerde modelle en oplossings aanbied as waar mens gaan kyk net na een enkele produk. So die tyd is verby waar net een produk bemark word. So ek wil sê is 'n solution selling. Ja, jy kyk na die totale oplossing. Dan natuurlik nuwe tegnologie waarmee ons ook dan besig is, wat gaan help om opbrengs verder te verhoog. Miskien kan ek hier so 'n interessante ene noem, en dit sluit my baie goed aan, is die hele beweging rondom kort statuur mielies. So in Engels is dit nou short stature maize. Met ander woorde, ons kyk in ons teelproses of dit nou normale teeling is of een van die moderne teeltegnieke, is om te kyk hoe kan jy die hoogte van die mielieplant verlaag. En dit bring verskeie voordele. Een van die grootes is natuurlik dat meer van die energie gaan in graanproduksie. Jy hoef nie al daai blaarmateriaal te hê nie. Tweede belangrike een is dat jy gaan topproduserende baster hê wat nie gaan omval nie, want hy is redelik laag gegroei. Ander voordeel byvoorbeeld is in terme van hoogloopspuite wat vandag baie gebruik word. En dit is soms 'n beperking as die mielies te hoog uitgroei, dat die plant nie meer vrylik bo oor die mielies kan beweeg nie. As ons gaan oorbeweeg na hierdie mielies wat 'n korter groeiwigte het, gaan ons baie meer gereeld en op 'n laat stadium reg deur die seisoen sal ons oor die gewas kan beweeg. So dit gaan 'n voordeel in. Wat is daai, as ons nou sê korter,
met hoeveel is 'n persentasie? Wat praat ons hier? Die helfte van die grootte kwart? Ja, ek dink dit sal wissel van Buster tot Buster, maar rolweg sonder dat ek dit nou self gemeet het is seker 20-25%. So jy gaan 'n redelike verlaging in die hoogte hê. So jy gaan nie meer bragging rights hê van hoe hoog jou milie. Nee, dis nou daar is mos nou ek wil sê 'n bietjie meriete in die hoogte van jou milie, nee, bragging rights, maar ja. Ja, dit is nogal so. Jy sien baie foto's in tydskrifte waar die boer staan, hou hy sy hand in die lug en dan groei die bloeiwyse bokant sy hand uit. En ek dink dit is mooi en dit is pragtig, maar dit is nie noodwendig die hoogs produserende milie nie. Ja, hulle is in die blom besigheid. Ja. So as jy daai kan verkoop. Natuurlik ander dinge wat uitdaging vir ons as maatskappy is in hierdie insetomgewing is die voortdurende verwydering van gewasbeskermingsmiddels, middels wat onttrek word omdat nie meer aan Europese invoerstandaarde voldoen nie. So dit is 'n belangrike fokus vir ons en waar ons dan kyk na biologiese produkte. Ja, ek wil sê gif versus biologiese oplossings, nee. Ek wil sê dis 'n vloekwoord, die gifkomponent. Ja, daai woord en ek wil hom nie erstel. Ja, ek wil sê ek weet die manne raak sonder ons praat van gewasbeskermingsoplossings en ek dink daai woord het 'n baie negatiewe konnotasie gebring want gewasbeskermingsmiddels, daar's baie veilige produkte op 'n stadium toe met die rooi kleurbande geregistreer was dit die beste oplossing vir daardie tyd. Maar vandag is daar 'n baie sterk neiging na die minder skadelike produkte dan. Natuurlik as ons kom by die boer, ons het 'n bietjie gepraat oor insette. As ons nou kom by die boergedeelte, die boer gaan natuurlik sy uitset aanhoudend moet verhoog om lewensvatbaar te bly. Dan natuurlik digitalisering, ons gaan nou 'n bietjie meer daaroor praat oor die tegnologie wat ons daar beskikbaar het, maar dit gaan natuurlik sy besluitneming vergemaklik. En ek dink jy sal baie keer hoor 'n produsent vir jou sê hy het vandag hard geboer, maar hy was nie uit sy studeerkamer gewees en dit is vandag 100% moontlik want jy kan ten alle tye van die dag kan jou toerusting dophou en kyk dat dit effektief funksioneer. Natuurlik klimaatsverandering en dit is natuurlik iets wat wêreldwyd gebeur en dan innoverende maatskappye soos Bayer moet dan natuurlik help om oplossings daar te kry. Ons het ons ook dan sekere commitments gemaak vir die toekoms waar ons ook dan CO2 emissies in die gewasse waarby ons betrokke is wil verlaag. Ons wil ook dan seker maak die saad wat ons produseer en die gewasbeskermingsmiddels wat ons produseer moet so min as moontlik water gebruik en uiteindelik moet al daardie prosesse koolstofneutraal wees. Ek dink dis 'n baie bold statement en 'n groot commitment wat die maatskappy maak, maar ek dink as jou commitments nie daar buite is nie, dan is dit maklik om later weg te stap van dit af. Natuurlik konsolidasie van boerdery-eenhede wat vandag plaasvind. Baie boere sien hierdie VUCA omgewing waarna ons nou is wat baie volatiel is en onseker, sien hulle die geleenthede raak en hulle brei in hierdie tye uit. Maar ons as 'n maatskappy het nie net 'n verantwoordelikheid teenoor hierdie groter wordende eenhede nie. Ons respekteer ook nog die tradisionele familiebesigheid en dan het ons 'n baie groot verantwoordelikheid ook om kleinskaalboere ook te bemagtig met die tegnologie wat ons beskikbaar stel. En dis vir ons baie lekker om te sien dat kleinskaalboere ons tegnologie kan gebruik omdat dit skaalneutraal is. Met ander woorde, 1 hektaar groot boer kan dieselfde voordeel kry as 'n 1000 hektaar boer. En dan net om hierdie deel miskien oor die tendense af te sluit, natuurlik is daar dan die voedselwaardeketting en ons sien al hoe meer druk daar kom dat die manier hoe voedsel geproduseer moet word voorgeskryf. Baie van hierdie is positiewe goeders waar ons sê kom ons produseer voedsel met minder chemiese produkte en bietjie meer biologiese produkte. En dit skep natuurlik vir ons 'n geleentheid om innoverend daar te kan wees om te kyk hoe kan ons help om dan ook in hierdie markte die boere te bemagtig om dit wel te kan doen. Want uiteraard is hierdie organiese biologiese tipe marke is 'n baie goeie nismark vir die produsente en natuurlik kan hulle 'n hoër inkomste genereer vir elke hektaar of ton wat hulle dan gaan produseer. En daai is vir my wat vir my baie interessant is en ek sien dit nou weet ek het vroeër het ons oor vee gepraat en ek dink met of selfs nou waar ek in die Noord-Kaap teruggekom het oor die naweek waar die ouens hulle waardeketings verkort. Jy weet waar hulle meer prysmakers word
as nie. Maar dis vir my duidelik in hierdie tyd dat veral van die verbruiker dryf, as jy nie vir die verbruiker kan wys of jou waardeketting sigbaar maak nie, gaan jy of nommer 1 nie jou produk verkoop oor 10 jaar van af nie, of jy gaan nie die premie kan kry nie. En dis vir my baie opwindende ding, want nou wil ek as mieliepap koper, ek wil nie net weet waar my mielie vandaan kom nie. Ek wil weet wat is op daai mielie, hoe is daai mielie geproduseer, nee? En dit gaan al hoe meer belangriker word. Nee, definitief, ja, en ek dink dit is wat die waarde verder gaan ontsluit word. Maar ek dink in hierdie hele proses is dit baie belangrik om dan ook, en dit is 'n uitdaging vir ons, is 'n uitdaging vir verskeie ander maatskappye ook, is natuurlik om die regte talent te kry om saam met ons in die toekoms in te gaan. Ek dink die skillset van 5 jaar terug en die skillset wat ons oor 5 jaar gaan benodig, gaan totaal verskillend wees. 5 en 10 jaar gelede was daar baie groot tekort aan tradisionele teelers en ons was baie bekommerd daaroor gewees. Baie min mense het meer studeer in die rigting van genetika en daai tradisionele teeling. Vandag is dit amper 'n beroep wat in minder aanvraag is, omdat die proses baie gedigitaliseer is. Natuurlik nou die menslike inset is nog steeds belangrik daar, so daai instink en gut feel, maar met digitalisering kan ons nou data baie vinniger verwerk, amper soos wat die navorsingsstroop, die proewestroop, kan jy in jou kantoor sit en jy kan reeds sien watter basters moet jy reeds 'n week later gaan plant om seker te maak dat jy die volgende jaar daarvan saad het. So daardie hele proses, nie net op die teelingkant nie, maar ook op die gewasbeskermingskant, waar robotika baie groot rol speel. Dit word al hoe belangriker. So aan die een kant kan werksgeleenthede verlore gaan, maar aan die ander kant skep jy werksgeleenthede waar jy meer datawetenskaplikes aanstel of mense wat elektronika goed verstaan, want hulle gaan moet werk op hierdie robotika en die drones en so aan. Ek maak altyd 'n tong in die kies. Ek maak 'n grap, maar ek maak ook nie 'n grap nie waar ek vir ouens sê, ja, okay, die trekker drywer gaan sy werk verloor, maar daai trekker drywer gaan die ou wees wat die legacy trekker moet charge en hom moet download. So hy gaan die trekker drywer van die toekoms sy rol gaan verander, nee. So jy sê, vandag is hy 'n bestuurder, môre is hy 'n aflaaier van data. Ja, en ek dink as jy vandag in 'n trekker of 'n stroper gaan sit, gaan jy sien is baie gesofistikeerd. Daar's baie tegnologie en daar's redelik upskilling wat plaasvind om seker te maak dat jou trekkerdrywer en jou stroperdrywer verstaan waarmee hy besig. Wat is ek het vergeet om terug te kom daarna, jy weet, waar is best practice in die wêreld op hierdie stadium? Ek weet ons is natuurlik Suid-Afrika, die ouens is met die tegnologie en die implementering daarvan is sterk voor. Wat se ander land staan uit met hoe hulle te werk gaan, of sal ek sê, ek wil sê, en dan wil ek daarby aansluit, jy weet, hoe lyk die boer van die toekoms? So ek wil sê, wie lyk die meeste soos die boer van die toekoms op hierdie stadium? Ja, so ek dink dis nog 'n belangrike vraag daardie, en ons as 'n land voel ons is baie groot binne ons konteks, maar 2,5 miljoen hektaar teenoor 40-50 miljoen hektaar van die FSA is baie klein. Maar ons hoofbronne van tegnologie en verwysing is die FSA en natuurlik dan die Suid-Amerikaanse lande. Dit is vir ons twee baie goeie verwysingsraamwerke. Vir ander gewasse en waarskynlik meer konvensionele rigtings is die Europese Unie is baie belangrik. Vir wingerde, sitrus, daai tipe goeders steek ons baie kers op daarso. Maar uiteindelik gaan dit oor wie is die hongerste om die nuwe tegnologie te aanvaar, wie wil 'n verskil maak en wie is meer afhanklik van hierdie tegnologie. En ek dink dit is waar die Suid-Afrikaanse boer, die Suid-Afrikaanse produsent definitief uitstaan. Ons het gereeld interaksies met boere van reg oor die wêreld, waar ons produsente in kontak stel met hulle, en hulle is telkens verbaas dat die feit dat hulle soveel reg kry met soveel min hulpbronne. Dit is nou subsidies aan die een kant gelaat. As mens net hier gaan kyk na die omgewing waar ons met boer, die laer reënval, die grondtipes en so aan. So ons boere is baie suksesvol en baie innoverend, en ek dink as daar 'n probleem kom in Suid-Afrika, dan word dit baie vinnig plaaslik opgelos, en baie keer, en 'n goeie voorbeeld is
byvoorbeeld die aanvaarding van ons nuwe Fieldview tegnologie in Suid-Afrika. Baie vinnige aanvaarding en in sekere gevalle het Suid-Afrikaanse produsente dan ook bygedra tot die verdere ontwikkeling van hierdie tegnologie. So vir geen oomblik hoef ons produsente terug te staan nie. Ek dink dis altyd 'n goeie voorbeeld. Ek dink as jy nie 'n taal kan praat nie, is jy dom. En ek dink dis partykeer waar ons eie boere hulle kort verkoop, is die feit dat hulle nie altyd Oxford Engels praat nie, maar hulle kry hulle boodskap oorgedra op hulle manier en ek dink so sien ons dat hulle top kwaliteit mense is. Kyk, die proef is in die pudding, nee. Of die proef is in die mielie. So ons boere is so ek sê, kan met die beste in die wêreld kompeteer. Hoe lyk die boer van die toekoms? Ja, so ons praat baie keer van hierdie volatiele omgewings en die mense hou daarvan om hierdie VUCA term te gebruik. Dat ons hou natuurlik daarvan om 'n bietjie te verander en sê, jy moet 'n visie hê, die boer moet weet waartoe hy gaan. Hy moet al hierdie onsekerhede moet hy gaan probeer verstaan. Hy moet gaan sin maak daaruit. En natuurlik die kompleksiteit moet hy gaan omskakel in duidelikheid. Dinge sal meer duidelik moet wees. En natuurlik hierdie troebelheid en daar's baie van hierdie troebel. Jy weet nie altyd wat moet te doen nie is. Kom ons gaan kyk hoe kan ons meer aanpasbaar wees. In Engels is daar 'n baie goeie woord. Jy moet agile wees. So jy moet gaan aanpas en met die droogtes van die afgelope klomp jare het ons gesien jy moet vlugvoetig, jy moet vinnig kan veerkragtig, is die regte woord, jy moet vinnig kan terugspring en weer kan aangaan, want ons gaan partykeer deur baie moeilike tye. Natuurlik, as jy nou gaan kyk wat in die kop van die boer sal moet verander is, hy sal moet oorgaan van na meer 'n groei ingesteldheid as teenoor 'n vaste ingesteldheid. Dus daai sogenaamde growth mindset teenoor 'n fixed mindset. So ons sal met uitdagings as geleenthede begin sien en ons sal daai baie vinniger moet doen. En dis ongelukkig partykeer 'n kwaal in Suid-Afrika is dat ons te lank stil staan by die negatiewe. Dis amper asof jy op 'n wiegstoel gaan sit en jy bekommer jou baie en jy mors baie tyd. Jy trek jou knie op jou bors vas. Jy sit jy sit in wieg, maar jy kom nêrens nie. Jy is net op daai een plek vasgenaal. So boere sal moet gaan besluit en die produsente moet wat moet hulle stop? Wat moet hulle ophou doen? Wat moet hulle begin doen? En uiteindelik wat moet hulle meer gaan doen? En ek dink as jy na alles gaan kyk, gaan jy sien baie sterker fokus op tegnologie. Ek dink tegnologie kan dit nie genoeg beklemtoon nie, gaan ons sukses dryf in die toekoms. En is daai ek dink die groot ding, dit kom terug na die voorbeeld wat ek van jou waarde of die sigbaarheid van jou waardeketting. Ek neem aan ook met big data, met data wat al hoe meer teenwoordig is weer om daai ek haak altyd vas met best practice. Jy weet, soos ek sê, jy moenie die wiel gaan herontwerp of invent nie. So ek neem aan ook 'n boer gaan in 'n posisie wees om vinniger te sien wat sy buurman 500 km in die straat wil ek sê doen wat werk en hy kan dit onmiddellik toepas, nee, want dit voel vir my ook die boere is nog dis nou net my en dalk kan jy vir my sê hoe ervaar julle dit, maar dit voel vir my daar's nog steeds daai wat noem hulle dit, hulle studiegroepe. Jy weet waar is daai 10 ouens of daai 15 ouens, ja, hulle is alright, maar wat nou van die ander 20,000 wat nie in daai kamertjie sit of ingelig is nie. So hoe sien julle daai komponent in terme van die datadeling of best practice deling op die verskillende tipe boerderye? Ja, so ek dink dit is waar programme soos Nasie in Gesprek en Landbou Weekliks 'n besondere rol speel om hierdie kruisbestuiving teweeg te bring. Jy moet onthou, jy kry 'n kleiner boerdery en 'n groter boerdery. Groter boerderye stel dalk 'n eie rekenmeester aan en het hulle eie landboukundiges waar die kleiner boer moet van uitgekontrakteerde dienste gebruik maak. Nou, ek dink 'n baie goeie voorbeeld is seker Nick Serfontein daar die Vrystaat gedeelte en ek dink hy het ook die boerdery sake baie op die voorgrond gestel en programme soos daai, ek dink daar was nog 'n programreeks Megaboere, daar's 'n groot groep boere wat na vore gekom het wat bereid is om as mentors op te tree. Met ander woorde, hulle sal nuwe toetreders, of jy nou 'n nuwe swart boer is of 'n nuwe wit boer of 'n nuwe Indiër boer is, sal hulle help om
om die besigheidsbeginsels te verstaan. Want ek dink uiteindelik wat jy gaan sien by daardie suksesvolle boere is, hulle was bereid om in onsekere tye risiko te neem en groter te gaan. En dan daai verskil te gaan maak. So ek dink daar's baie goeie voorbeelde en ek dink vandag tradisioneel het dit in studiegroepe begin. Studiegroepe is baie plaaslik gefokus wat kyk na sekere beginsels op sekere grondtipes byvoorbeeld. Maar ek dink wanneer jy gaan kyk na hierdie groter goeders, gaan dit oor besigheidsbeginsels en uitbreidings. Ja, wat jy moet weier gaan kyk, jy het net genoem van wilde klawer, tipiese voorbeeld wat weier gekyk het, groter gegaan het en as jy op daai vlak is, kan jy baie makliker nuwe geleenthede identifiseer as wat jy net in 'n baie klein area bedrywig is. Maar ek dink wat baie belangrik is, ons moenie misken die belangrikheid van elke boer in Suid-Afrika. Of jy vir jouself voedsel produseer as jy bestaansboer is, ek dink dit is net so belangrik soos wat hierdie groot megaboere is, wat dan vir die groter Suid-Afrika voedsel produseer. Soos jy weet, min of meer 50% van ons bevolking is in stedelike gebiede. So hulle is afhanklik van volhoubare boere wat vir hulle kan voedsel produseer. Kobus, verskriklik dankie vir jou tyd. Dit is ek sê altyd vir ouens, ek kan ure, ek nie met almal nie, maar ek kan werklik baie lank nog met jou gesels. Hierdie is fascinerend vir my. So verskriklik dankie dat jy ingekom het. Dis nogal dit is ook vreemd om jou ek dink jy's die eerste ou wat ek in die ateljee het voor lockdown, so 'n bietjie van 'n spookdorp, maar heerlik om met jou te gesels het. Dit was baie dankie, dit was baie lekker geweest en vir ons boere wat na die program luister, ons weet jou boerdery is jou passie en ons gaan jou aanhou ondersteun. Baie dankie dat jy geluister het. Onthou jy kan die John Deere podcast reeks kry op Apple Podcasts of Google Podcasts, Spotify of SoundCloud. As jy gehou het van hierdie episode en die reeks, asseblief deel dit met jou vriende en familie en ons sien uit om altyd van jou te hoor. So enige terugvoer sal ons opreg waardeer. Laat die wiele rol.